hulle en hulle volg my. Sy reg, sy nou reg. Goed, ons kyk na 1 Johannes 2 vers 18 en ek gaan deurlees van 18 reg tot 27 terwyl van dat ons die konteks behou, maar en dan bietjie inzoom, fokus op die betrokke verse, veral van vers 20 en vers 18. Nou sê die apostel Johannes, kinders, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het dat die antichrist kom, is daar dan ook baie antichriste. Hieraan weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie. Want as hulle werklik deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes in die lig kom, sê die ou vertaling, of duidelik word, dat nie een van hulle deel van ons is nie. Maar julle is deur die Heilige gesalf. En julle almal weet dit. Ander vertaling sê, en julle weet dit alles. Ek skryf nie aan julle omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat daar geen leuen uit die waarheid kom nie. Wie is die leuenaar? Anders is hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Hy is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon of ontken. Elkeen wat die Seun loon of ontken, het nie die Vader nie. Wie die Seun bely, het ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. Want as dit wat julle van die begin af gehoor het, wel in julle bly, sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is die belofte wat hy aan ons gemaak het. Wat is die belofte? Die ewige lewe. Hierdie dinge skryf ek aan julle aangaande daardie mense wat julle probeer mislei. Maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en daarom hoef niemand julle te leer nie. Maar omdat julle sy salwing julle alles leer, en omdat dit die waarheid is, en nie alleen nie, bly in hom, net soos wat hy julle geleer het. Natuurlik al Johannes hier uit Johannes gedeelte van die wynstok, en bly in hom, soos hy julle geleer het. Vader, ons dankie vir die betragting, die meditering op die skrif, mag ons wees soos Here, 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd sy vrug lewer. Ons lewer die vrug tot verheerliking van die Vader. Vader, help ons om die woord te verstaan, want die Heilige Gees het, Here, mense geïnspireer, gedryf, sê Petrus, om vir ons hierdie geskrifte te gee. Mag ons dit met ontzag aanskou, met gesag hanteer, sodat u doel daarmee bereik sal word, hoe u gesê het, u het hom verheerlik, ons Here Jesus, en u sal dit weer doen. Lei ons in die geskrifte tot begrip en tot groei in Christus Jesus. Amen. Terwyl van mense wat op video kyk, ons is besig met die boek van die apostel Johannes, die eerste brief van 3 briewe wat hy geskryf het, waarskynlik het hy hierdie brief geskrywe ek persoonlik glo nadat hy vrygelaat is deur die keiser, begenadig is, en hy gaan aftree in Efese, was ook tussen 90 en 95, so hy het baie oud geword, vir die wat so oud wil probeer word, en ek dink die Here was hom genadig, dat hy vir ons hierdie 3 briewe skryf, maar ons moet verstaan, wat dryf hom om hierdie te skryf, behalwe die Heilige Gees. Die Heilige Gees dryf Johannes. Die Heilige Gees het Paulus gedryf, om vir ons te gee wat ons kan lees. En ons moet so dankbaar wees, en ons kan nie bekostig om nie na die geskrifte te kyk nie, want wat ons daardeur doen, ons minag die Heilige Gees, wat vir ons die geskrifte gegee het. Ons sê die houding van, baie dankie Here, maar nee, dankie nie vir my nie. Ons sê, in die tyd van Johannes se sterwe, die jaar tussen 90 en 100, voor hy gesterf het, en die kerkvaders kan nie vir ons 'n spesifieke datum gee, wanneer hy dood is nie, maar hy is nie dood gemartel nie, gaan hy en skryf hy 'n groter ding, en hy is nie behep met die keiser, hy is nie behep met die verdrukking onder die Romeine, en
Hy is nie so erg bekommerd oor die verdrukking van nie-gelowige Jode. Sy grootste dryfveer om hierdie boek of hierdie briewe te skryf, 'n algemene omsendbrief, is oor 'n kultus wat uit Alexandrië, en dit uit Afrika. Dit lyk my die meeste slegte goed kom uit Afrika, en daai tyd ook. Hierdie ding het gesypel na Efese toe. En as u Efese ken, gaan lees gerus Openbaring, daar praat Jesus met 7 spesifieke kerke in Efese. Hy noem hulle by name, Pergamum, Thyatira, Sardis. Hy noem hulle die kerke in Efese. En is hierdie kerke wat besoedel word deur valse lerings, en Jesus waarsku en vermaan ook in Openbaring die mense aangaande hierdie valsheid. Die Nikolaiete en die ander goed wat julle begin aanhang het. Maar reeds in hierdie tyd, of verder in hierdie tyd van hom kom uit Alexandrië, wat hulle doen in Gnostisisme, en wat ons gesê het, dat Gnostisisme is dood, long live Gnostisisme. Dit lewe nog steeds voor in baie godsdienste, selfs vandag toe. En dit het ons verlede week gesê, is 'n ander evangelie wat Paulus ons in Galasiërs 1 vers 9 waarsku. Ek weet Paulus skryf eintlik, as hy skryf in Galasië, teen die Judaiseerders, wat mense wil terugvat om weer die wette te onderhou. En mense verlei om iets aan hulle eie redding te doen, maar in die Johannes se geval praat hy van hierdie Gnostisisme wat die hele wêreld se oorneem in dit het. Alhoewel Johannes skryf in die einde van die 1ste eeu, het hier Gnostisisme net groter en sterker geword in die 2de eeu. En dan vandag het ons hierdie kennis, hierdie geheime kennis, Gnostisisme, gnosis, kennis, weet van. Want mense nie meer tevrede is met die 66 boeke wat God vir ons gegee het nie, dan soek hulle ekstra kennis. En dit Paulus sê ook, do not go beyond what is written. Dis Paulus opdrag. Moenie buite gaan van dit wat geskrywe is nie. Maar die Heilige Gees het dit vir ons gegee. Hy het 'n rede hoekom die Here so gewil het dat ons vandag 66 boeke het, en dit is ons norm. Dit is ons lig. Dis soos Psalm 119, U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voete. 'n Lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Bly binne in die parameters of scripture. Want as ons buite gaan, ons begin op die ou einde ander Jesus aanbid, sê Paulus, nie Dries nie, Paulus sê, laat hom 'n vervloeking wees. As iemand 'n ander evangelie bring, die sentrale dat God volgens die geskrifte Jesus sou ly en sterf en dat hy ook sal opgestaan het volgens die geskrifte. Hy het vlees aangeneem om ons skuld te kom dra. Omdat hy geweet het ons kan nie ons eie skuld dra nie, want ons sal hom 'n standaard gee wat onder perfeksie is. En God verwag perfeksie. En net een kon aan die Vader perfeksie gee. En dis die Seun, die Lam van God. Alleen sy bloed kan ons regverdig. Ons het gelees daaruit ook, dat deur sy offer aan God was wel aangenaam. Vir 33 jaar kom leer hy ons aangaande die Vader, kom leer hy ons aangaande die offer wat die Vader verwag, want dis die Vader en sy Seun verbrysel hy om deurboor vir ons sonde. Dan verstaan ons dit, vir ons sonde. En hy het opgestaan om vir ons die ewige lewe ook te bewerk. Deur die Heilige Gees is hy opgewek uit die graf. As hy, sê Romeine, wat Christus uit die dood laat opstaan het, ook in ons woon, sal hy ons ook opwek. Praat ook van die laaste dag, maar ook alreeds in die Gees opwek tot die ewige lewe in Christus. Maar kom ons zoom deur na die gedeelte van die Johannes, en jy het al agterkom, Johannes gebruik wit en swart dualisme in sy letterkunde. Hy is lief om temas te gebruik, lig en anti-lig wat duister is, lief om waarheid en die leuns af te speel, om liefde teen haat van broers, dit kom alles in Johannes voor. En hy herhaal dit, daar's 'n rede hoekom hy dit herhaal. Vergewe my, ek het altyd vir my vrou gesê, ek wonder of Johannes nie op sy ouderdom bietjie demensies was, dat hy goed aanhou herhaal het, maar is nie so nie.
Dis die Heilige Gees wat hom gedryf het om hierdie temas oor en oor en oor te herhaal, sodat ons kan verstaan, sodat ons kan begryp wat hy probeer sê. En as ons kyk na die eerste, onthou die eerste hoofstuk het ons gekyk, wat se woord gebruik hy, met wie praat Johannes in die eerste hoofstuk, baie word uitgelig. Want ons gaan kyk na 3 groepe, ons het verlede keer gekyk na kinders, ons gekyk na vaders, wat beteken ook moeders, gevestigdes in die geloof, dan het ons gekyk na jong mense, of jong manne, die ou vertaling praat van jong kinders, wat nog nie is in die geloof. Maar hy gebruik die woord wat hy skryf aan ons. Kyk hoe begin hy, wat van die begin af was, wat ons gehoor het. Kyk hoe hy die woord ons, wat ons gesien en aangeraak, vers 2, ons het gesien en dit gaan ons geopenbaar, vers 3, ons verkondig aan julle, vers 4, ons skryf aan julle, vers 5, ons het gehoor en verkondig aan julle, vers 6, as ons sê, regdeur gebruik hy die woord ons, dat hy tot, en julle kan dit gaan tel vir my gee of het verkeerd is, regdeur word dit 22 keer gebruik in hierdie gedeelte en 35 keer gebruik hy die woord ons. Nou, hy is nie 'n narcissus dat hy die woord ons gebruik het. Die klem lê op ons. Wie is die ons wat hy van praat? Hoeveel, ek dink die spreekwoord is, hoeveel ponde is daar in ons, nee, of iets van ons is die verteenwoordiger van Christus, apostels. Ons en wat Jesus gesien en aangeraak en gehoor het, ons. Maar dan verskryf hy dit weg van ons, nadat hy 36 keer gebruik het, begin hy praat van 2 groepe, behalwe nou van kinders en vaders en jong mense, praat hy van regdeur. Ons en, nie ons nie, julle en hulle. So ons sê, dat soos jy lees uit Matteus 25, maar daar is definitief 'n hulle, en daar is 'n julle. Ons moet onderskeid tref, ons self, ons gaan daarby kom, die onderskeid wat getref moet word. Wie is die hulle, waarvan Johannes hierso van praat? Sê in vers 18 gee vir ons duidelik, wie is die hulle? Dis die antichriste. Soos julle gehoor het, dat antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste. In die tyd van Johannes se skrywe was daar baie antichriste, maar hulle was nog altyd baie mense wat antichrist, wat die gees van die antichrist in hulle het, maar hulle word genoem hulle, en wie is hierdie hulle? Die antichriste. Dis hulle wie nie die gees van Christus het nie. Want Paulus sê vir ons duidelik, hy wat nie die gees van Christus het nie, die Heilige Gees het nie, hoort nie aan God nie. Dis die hulle. Hulle het nie, hulle dink, hulle het die gees, maar hulle het nie die gees nie. Daarom word hulle genoem antichriste. So hulle kan nie deel wees van die gelowiges nie. Die mense wat Jesus ontken, wat ons gesien het verder in hoofstuk 2, wat elkeen wat die seun loon het, ook nie die Vader nie. Jy kan nie die seun loon en sê jy die Vader nie. Want dis 'n, hulle Engels sê contradiction in terms. As jy nie Jesus het nie, het jy nie die Vader nie. Jy kan nie die Vader nie, dis waarom al die ander godsdienste wat nie Jesus in hulle het as die Here nie, is 'n valse godsdienst en is 'n antichristiese leer. So Johannes swaai tussen hulle en julle die hele tyd. Julle is die kinders. Onthou, wie is julle? Julle is die kinders. Aan wie ons skryf, sê Johannes. Ek skryf aan julle kinders. Hy sê tog mooi duidelik, ek skryf aan julle, hy begin met, ek skryf, vers 12, die 2020 indentasie, wat hy begin, ek skryf aan julle kinders. En dan gaan hy verder na vaders in vers 13, en dan na jong mense in dieselfde vers, en dan skryf hy aan, gaan hy terug, ek skryf aan julle kinders. So hy praat eintlik met kinders, want almal wat weergebore is uit die Heilige Gees is kinders. So sê wat Romeine 8 vers 9, wat Paulus sê, hy wat die gees van Christus nie het nie, behoort nie aan hom, dit teenoorgestel is waar, hy wat die gees van Christus het, is 'n kind van God.
En hy bly in God en God bly in hom. Dis die voorwaarde, voor ons kan sê, hierdie mense is kinders. Hoekom is hulle kinders? Hulle moes iewers gebore gewees het. Johannes 3 moes iewers in 'n plaas van die weergeboorte in die Gees, sodat die Heilige Gees kan inwoon. Die kinders in die kerklike konteks. Ons kyk na die twee groepe, want ons moet hulle bymekaar bring op 'n stadium, omdat Johannes oor en oor dieselfde tema gebruik. Kyk waarna toe gaan Johannes se gedagtes, hoe die Heilige Gees vir hom lei. Die antichriste is hulle wat nie kinders het nie, hulle is die bokke. Baie van hulle sit in kerke, maar hulle hoort nie eintlik in die kerk nie. Daarom het hulle uitgegaan van ons, want hulle hoort nie saam met ons nie. Eventueel gaan hulle uit. Die gelowiges het die Gees van God in hulle. Dis waarom hy sê in vers 20, en julle het die salwing ontvang van die Heilige. Julle is deur die Heilige Gees gesalf. Want daar's baie kerke wat sê, nee, dominee en die pastoor het die salwing van die Heilige Gees. Dis nie skriftuurlik nie. Elke weergebore kind van God het die salwing van die Heilige Gees ontvang. En hy sê dit ook in Petrus. Johannes, hy sê dit 2 keer. Hulle is kinders. Julle het die salwing nie. Julle het nie nodig dat iemand julle moet leer aangaande hierdie dinge. Want julle het die salwing ontvang. Maar 1 Johannes 2 vers 20, julle het die Gees en woord aan God, waar Etta vir ons Psalm 100 gelees het, julle is sy volk, die skape van sy weide. Julle is geroepe kinders. Julle word sy volk. Julle word sy skape. 'n tweede vergelyking tussen hulle en julle in Johannes 2 vers 6. Die hulle is in die duisternis. 1 Johannes 2 vers 6 sê hulle. Wie sê dat hy in hom bly, hoort self ook te leef soos hy gelees het. Hulle is in die duisternis, wat hy sê in vers 9. Iemand wat sê dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is in die duisternis. En hy wandel in die duisternis, en hy weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Dis die antichriste. Dis die bokke, wat dink hulle is deel van die totale skape, of die kudde van Christus. Hulle is nie. So hulle, die antichriste, hulle wandel in die duisternis, hulle bly in die duisternis, hulle gaan doelloos voort, hulle weet nie waarheen hulle gaan nie. Daar teenoor in Hoofstuk 1 vers 7 kry ons, wat is die gesalte weergebore, wandel in die lig. Wat beteken dit wandel in die lig? Waar die gnostisie, die antichrist wat hulle is, in die duisternis wandel hulle in die lig. Met watter doel wandel ons in die lig? Sodat ons, die ou vertaling praat van gemeenskap met hom kan hê. Hulle gaan 'n bietjie weg van hierdie woord deesdae, want hulle hou nie van die woord gemeenskap nie. Daarom praat hulle van dat hulle verbonde kan wees aan Christus. En deur Christus verbonde aan die Vader. En of die koinonia wat by mekaar kom, hulle is verbonde, omdat hulle in die lig is, het hulle gemeenskap met die Vader, en hulle gemeenskap met die Seun, en hulle het gemeenskap met medegelowiges. Dit is die belofte as ons in die lig wandel, sê hy. En wat is die ander kenmerk van die gesalfdes? Hoofstuk 2 vers 10. Hulle het medegelowiges lief. Hulle hoef nie aangesê te word dat hulle medegelowiges moet lief hê nie. Hulle doen dit. En hulle doen dit nie met wat hulle in Grieks praat, die Philadelphos, die broederlike of susterlike liefde. Die woord weer eens wat Johannes gebruik oor en oor is agape. Agapeitos. Agapeitos beteken, is die werkwoord van agape. Om broers en susters, daardeur wys hulle dat hulle deel is van julle. Nie van hulle nie, julle is deel van julle. Het lief. En dan vers 15 tot 17 wat ons behandel het van tevore, die derde verskil tussen hulle en julle,
Hulle is verknog aan die begeerlikhede van die vlees, die begeertes van die oë en die grootsheid van die wêreld. Hulle kan nie genoeg kry van die wêreld nie, die oortreding van gebod 10, van Moses se 10 gebooie, wat sê, jy mag nie begeer nie. Hulle is agter die grootsheid van die vlees aan, die antichriste, die poppe. Hulle is lief, hulle kan nie genoeg kry van die wêreld nie. Daar is 'n James Bond fliek wat gesê het, the world is not enough. Ek weet nie of julle hom al gekyk het, the world is not enough. Vergryp jou in die begeertes van die wêreld. Kry, voor dit verby is, kry wat ander het, wil ek ook hê. As hulle dit het, hulle is die antichrist, hulle soek nie na God nie, hulle soek na dit wat in die wêreld is, wat God vir ons gegee het om te gebruik. Ons gebruik, omdat God dit vir ons gegee het. Hulle gebruik dit sonder dat hulle erkenning gee aan God. En dit is hulle. Maar wat is die gesalfdes dan van vers 20 wat hy van praat? Hulle onderskei die wil van God. Net gesalfdes kan God se wil onderskei. Nie almal nie. Want baie wat sê hulle is Christene, maar hulle kan nie die wil van God onderskei nie. Hulle doen nie die wil nie. Dis hulle wat Jesus wegstuur en sê, gaan weg van my, of in Matteus 7, gaan weg van my. Ja. Maar Here het ons nie wonderwerke in die naam doen. Here het ons nie in die naam geprofeteer of gepreek nie. Het ons nie, dan sal hy sê, maar ek ken julle nie. Hoekom nie? Gaan weg van my, ek ken julle nie. Nee, soos jy gelees het van die gedeelte wat na hom toe sal kom. Hy sal sê, maar ek ken julle, dis nie my skape nie. Wie is sy skape? Hulle wat die wil doen van die Vader, Matteus 7:21, wat hy ook hier herhaal. Hy ook sê, maar hulle wat die wil, nie die begeertes van die oor, begeertes van die vlees, die grootsheid van die wêreld nie, maar die wil van God doen. Moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld, maar doen die wil van God. En Hoofstuk 2 vers 7, en die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. So dit roep ons almal om te onderskei, wat is die wil van God? Waar kry jy die wil van God? Die Bybel praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Wat is 'n wil? Dis 'n testament. Waar is die testament? 66 boeke is God se testament. Wat hy beoog vir die van die skape en hulle wat geroep is. 'n vierde kenmerk van hulle, die antichrist is wetteloos. Hoofstuk 2 vers 4. Hulle is bandeloos, hulle het geen wet nie, hulle onderwerp hulle aan geen wet nie. Iemand wat sê, Hoofstuk 2 vers 4, iemand wat sê ek ken hom, maar sy gebooie nie onderhou nie, is 'n leienaar. En die waarheid is nie in hom nie. Maar wie sy woord gehoorsaam in hom, en die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieruit weet ons dat ons in hom is. Hulle steur hulle nie aan die, wat Jakobus praat in Jakobus 2 vers 8. Ek en Lydia daar in 'n stotbedryf gegaan. The royal law of love. In Jakobus 2 vers 8 praat hy van die koninklike wet van liefde. Jy kan jy kyk daar wat Jakobus van praat. Wat is die koninklike wet van liefde in die konteks? Broeders en susters, liefde. Nie met 'n oppervlakkige liefde. Dit is maklik om vir te sê lief, maar jou dade, dis wat Jakobus op afstuur. Jou dade spreek daarteen. Die Gnostici het net hulle self lief gehad. Hulle het net hulle eie belang lief gehad. Hulle het net na hulle eie self omgesien, en dit is waarom selfs Paulus teen hulle praat in Filippense. Ons moet wees soos Christus. Alhoewel hy aan God gelyk was, het om dit sy nie gegryp om sy godheid vas te hou, maar homself ontledig deur die gestalte van 'n mens aan te neem en tot aan die dood van die kruis vir ons gesterf het. Jy sien, want hierdie Gnostici waarvan hy praat, hulle het van ons uitgaan, maar hulle was nie deel van ons, wat hy sê in hierdie
hoofstuk 18 tot 20. Hulle was nie deel van ons nie. Hulle was ook in huiskerke opgeneem. Daai tyd was daar nie sulke gemeentes waar mense by mekaar kom nie. Daar was huiskerke, mense het by huise by mekaar kom. En hierdie mense het saam met hulle lofliedere gesing. Hulle het saam met hulle die skrifte ondersoek, soos ons vanoggend doen. Hulle het saam met ons gebid, hulle het saam gepraat oor die Here. Maar hulle was nie regtig deel van die groter groep nie. U wat weet, wat is die hoofvergelyking van Calvin? Hulle praat van tulip. Het julle al gehoor van tulip? Dit is 'n afkorting, akroniem. TULIP. Wat Calvin se hoofleer gedryf het. Soos total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace. Die laaste een is die P, is perseverance of the saints. As ons regtig skape nie bokke is nie, sal ons kan volhard. Dit gaan oor volharding. Kan ons volhard in die leer? Kan ons volhard op die pad? As iets gaan verkeerd loop in ons lewe, gaan ons aan om terug te kom na Jesus toe. Al voel ons ver van hom, hy verwerk ons voel die emosies is so misleidend, maar perseverance of the saints sê, ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Hy sal my nie nooit begewe of verlaat nie. So, al kom ander mense met vals leringe na my toe en sê, ja, maar hoekom volg jy nie ook New Age of die New Apostolic Reformation of the Word of Faith nie? Sal sê, nee, ek wil hard in wat geskryf staan. Ek toets alles aan wat geskryf staan. Jy sien die Gnostisisme het die begeertes van die wêreld aangaan. Julle onthou ek het van Rhonda Byrne gepraat van The Secret. Jy ken Rhonda Byrne se Secret. The Law of Attraction. As jy goeie dinge trek na jou toe, dan gaan hulle na jou toe kom. Hierdie mense soek die dinge, hulle soek nie Christus nie. Hulle soek nie om Christus te hê en in hom voorsien hy vir ons, wat ons ook al nodig is. Want die Gnostici het begeertes aangaan. Hulle het gegaan op wêreldse plesiere. Maak nie saak hoe sondig jy is nie. Jy kan rol in die geld en jy kan niks gee vir jou broer en sê, jy is dan, jy het al daai goeie ding na jouself toe getrek. Dis Gnosticisme, dis wat die Gnostici geleer het. Soek die wêreld, begeerlikheid van die oë, begeerlikheid van die vlees, grootheid van die wêreld, verkry dit, kan tog nie die salwing van die Heilige hê nie, want hulle soek nie na die Heilige nie, hulle soek na die wêreld en sy begeertes. Daarom sê hy, ons sal ook later sien vers 20, omdat julle gesalf is, hoef niemand julle aangaande hierdie dinge te onderrig nie. Julle behoort dit te weet, dit is wat hy nou bedoel, maar julle weet hierdie dinge, sê Johannes, julle weet hierdie dinge. Ek, Johannes, moet julle nie onderrig nie, al is ek 95 jaar oud en julle is in julle 30s en julle probeer nog 'n begin maak in julle lewe. Ek moet nie julle aangaande hierdie ding onderrig nie. Die 6de onderskeiding tussen die antichriste, en ek dink ons volstaan nie by die 6de vergelyking. Hulle het geen onderskeiding gehad nie. Nou, dit is interessant, hulle praat van spesifieke gawes en gawes wat die Here aan almal, die Heilige Gees van almal gee. Ons weet daar is mense met 'n spesiale gawe van geloof. Dis een van die spesiale gawes wat iemand het, geloof. Maar die Here verwag dat almal moet glo, want sê hy in Hebreërs 11, sonder geloof, sonder geloof kan jy God nie behaag. So hy verwag dat alle mense gelowiges sal wees. Daar is 'n spesifieke gawe van onderskeiding wat die Heilige Gees bedien aan sy kerk, en dis onderskeiding, die gawe van onderskeiding. So jy kan dinge onderskei. Dis wat hy bedoel. Julle weet hierdie dinge. Julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet hierdie dinge. Daarom moet julle almal wat die salwing het, kan onderskei. Die Griekse woord diakrisis. Kan julle onderskei? Want hulle kon nie onderskei nie. Want 'n bok lyk soos 'n skaap en 'n skaap lyk soos 'n bok. Jy weet wat sê Spurgeon van in the last days, you will find shepherds who will, instead of feeding the flock, will be entertaining the goats. Die bokke vermaak. Mense gaan na vermaak toe. Groot kerke gaan vermaak. Jy gaan om vermaak te word.
En Spurgeon in 1800 het al gewaarsku, in die laaste dae sal mense meer en meer die sogenaamde herders die skape vermaak, die bokke vermaak en nie die skape voed nie. En hierdie mense hou so daarvan, van selfs Paul Washer sê, hierdie mense wat na hierdie kerke toe gaan vir vermaak, en hierdie leringe verkondig, ek weet van die vals leringe wat uit Amerika uitkom. En ons moet daarna een of ander tyd weer gaan kyk, soos Justin Peters van praat. 'n lering wat begin het in Amerika en sy tentakels in Afrika ingedruk het, van Nigeria af regdeur. Dis soos 'n kanker wat begin het, hy hou nie op groei nie. Dis nie, nog nie die kanker, jy kan nie die siekte sien in hierdie kerke nie, maar dis daar, onder is soos 'n kanker wat stilletjies begin groei en groter word, want dit kom uit Amerika uit, New Apostolic Reformation, nuwe apostoliese leringe wat sê, hierdie mense is apostels, hierdie mense is spesiale gawes van apostels. Hulle verkondig nie die skrif nie, hulle verkondig iets anders. They don't preach the full counsel of God. Hulle exposeer nie die geskrif nie, hulle exposeer hulle self. Hulle beveel hulle self aan. Soos alle mense wat gesalf is met die Heilige Gees het, of moet, kan onderskei. Anders is hulle kinders nog, dan is hulle jong mense. Hulle is kinders wat jong mense is, hulle gaan nooit groot word volwasse om te kan onderskei. En dit wat Johannes hier probeer sê, hierdie spesifieke gawe van onderskeiding, julle behoort te weet in die tyd van gnostisisme, julle moes onmiddellik geweet het, hierdie mense begin met 'n valse leer. Dis gnostisisme. As jy met mense praat, moet jy onmiddellik sê, hierdie is New Apostolic Reformation, of hierdie is Word of Faith. Nee. Wat almal, wat agter hulle aanloop, aanbid hulle amper, want hulle is klein gode. So as 'n klein god, wat hulle ons leer, ons is klein gode, so jy word nooit siek nie, jy is nooit arm nie, dit gaan net altyd goed met jou. Dis gnostisisme, waarteen Johannes waarsku. Sê oppas, julle het die onderskeiding. Hoekom as julle die onderskeiding ontvang, hoekom kan julle nie onderskei nie? Daar's te min onderskeiding in die kerk. Daar's te veel verleiers en misleiers. Ek weet nie of hierdie nuus dopgehou het in hierdie week, was dit op die nuus. Weet julle wat het gebeur met Cape of Good Hope teater in Kaapstad? Ken julle die Cape of Good Hope? Dis een massiewe teater, geweldige grootste grond. Ek het baie daar bygeloop en ons sien Ferris klap toe gestap. Jy stap omtrent 'n hele 3 minute of 4 minute net om te kom. Hierdie sentrum is deur 'n Nigeriese pastoor gekoop vir R135 miljoen. Ek glo hy kon die 135 betaal nie, maar hy moes sekerlik borge gehad het. En dan wys hulle, dit was op die nuus, dele van sy kerk, lyk soos 'n sirkus, behalwe vir 'n sirkus, voor lê omtrent 20% van die mense op die grond, party op hulle gesigte, ander op hulle rug, ander mans, en dis 'n Nigeriese pastoor, maar hier sit wit en kledingmans hier voor, en dit lyk asof hulle oë so op omgedop is. Ek weet nie wat, dink jy hierdie mense het onderskeiding? Weet jy, Paul Washer sê, these people, soos die Nigeriese pastoor, is God's judgment upon those who come and listen to them. God oordeel Christene wat na hulle nie genoeg kan kry van hulle. En dit neem oor. Hulle sê, ons bid vir jou dat jy gesond word. En as jy nie gesond word, is dit fout met jou geloof, nie met ons nie. Jy betaal ons net, want ons sal vir jou bid. En as jy nie gesond word nie, jy sien, jy het 'n probleem met geloof. Hierdie mense wat in hierdie meevoering en ekstase is, van interessant, die statistieke sê vir ons 1976 was 91% van die wêreld Christene. Weet jy hoeveel Christene daar vandag in die wêreld? Wikipedia, volgens hulle, as hulle korrek is. Ek weet nie of hulle altyd korrek is nie.
Hulle praat van 32% van die wêreld, want net meer en meer mense word moslems. Want van hulle kan sien, hier's iets fout met Christendom. So ons moet 'n vals kerk opwek, sodat ons weer mense kan terugtrek na die kerk toe. En dan gee die Here die mense oor aan die moslems. Lande word moslems. 'n Ander bedreiging, en die rede daarvoor is, hoor 5 en die Apostolic Reformation. En die gewone man in die straat, en hy kyk na wat aangaan in hierdie Amerikaanse kerk, en sê, dis nie vir ons, dis nie volgens die Bybel nie. Ons probeer die Koran eerder. Miskien is die Koran meer akkuraat. Want ten minste is daar 'n tipe van heiligheid, en 'n eie soort heiligheid in die Koran. Want dit wat ons sien in die kerk, is 'n show. Is 'n vertoon. Daarom straf die Here ook hierdie lering. En saam met dit gaan in Suid-Afrika, wat oorhel na 'n liberale teologie, nuwe hervorming wat leer dat Jesus nie regtig God is nie. Maar hierdie mense in die Nuwe Testament leer dieselfde. Want ons is ook gode. Ons kan net soos Jesus, ons is soos Jesus. Jesus moes in die hel afgaan en die demone moes hom gepynig het, op sy kop gespring het en hom beseer het en gepynig het, en daar is hy weergebore. Dit is New Apostolic Reformation te leer. En dis nie die Jesus van die Bybel nie. En dan ken hulle, soos Biskop Tutu, wat sy eie mense nog sê, hulle kan nie glo dat hy sulke dinge gesê het nie. Hy glo nie in die opstanding van Jesus Christus nie. Dis gnosticisme. Skryf aan die een kant hierdie gnosticisme, en aan die ander kant, gister sien ek my vriend, kolonel van Straten, wat ek weer persoonlik gepraat het, waar hy deel is van Terra Lekota's begrafenis. Ek het hom onmiddellik geëind toe op die nuus kom sien. Roep vir dit, ek sê, daar is Jakobus van Straten, met al sy grade wat hy het in teologie, maar hy ontken Paulus, hy ontken die Jesus van die Bybel. Hulle het 'n ander Jesus wat geleer word. Daarom moet ons onderskei. Ek kan nie vir u onderskei nie. Ek kan nie vir u onderskei nie. Want u het ook die salwing. Ek hoop so. U het ook die salwing en die woorde kan onderskei. Almal kan onderskei. Want as ons nie kan onderskei nie, is dit of ons is bokke, of ons is sulke jong weergebore kindertjies dat ons oogies nog nie oop gegaan het vir die waarheid en die leuen nie. Want Johannes, die hele tema gaan oor waarheid en leuen. Waarheid, leuen. Hulle, julle. Antichrist gesalf is. My plig is as lerende ouderling, ek vir die mense leer, gaan na die skrifboek, want hoe gaan u kan onderskei as u behalwe nie die Heilige Gees het nie, maar die Heilige Gees sal u dwing om te kan onderskei. Hy gaan vir u sê onderskei. Want anders sit ons met 'n probleem en die kerk vervaag en die moslems neem oor. Daar is nie meer onderskeiding nie. Want daar's 'n kerk wat lyk soos 'n kerk, maar dit is nie die kerk nie. Praat nie van 'n spesifieke, ek praat oor die algemeen. Mense kyk na die kerk en sê hulle, dit kan tog nie kerk wees nie. Want jy sien van 1950 is hierdie toepassing van Johannes nog dieselfde. Hulle het van ons uitgegaan. Uitgaan nie van die huis geneem. Hulle het van die gelowige, die katholieke, ek dink nou ja, iemand van ons die katholiek beteken nie Rooms-Katoliek, die katholiek, die liggaam van Jesus het hierdie mense uitgegaan. Hulle is nie meer deel van ons nie. Het gelyk asof hulle deel van ons is, maar hulle kom met 'n nuwe evangelie. Wat duidelik sê hulle het van ons uitgaan, maar hulle is nie van ons nie, want as hulle van ons as katholieke praat van die universele kerk wat almal in Jesus Christus glo, volgens die geskrifte, en nie dit wat in 1950 begin het, en erger begin word. Want hulle het ook van ons uitgegaan vandag. Hulle is nie deel van ons nie. Mag die Here ons help om hierdie onderskeiding te tref, waar die katholieke kerk tot in 1950s, 60s vasgehou het aan 'n lering, dat die skrifte die enigste gesag is waar ek ook onderstaan. As ek hier staan en ek het nie gesag van die skrif oor my nie, moet ek my mond toezip. Miskien vir al die vrae gaan bring jou nader, kom maak my mond toe, steek dit daarin. Want ek verkondig nie die skrif nie. En die Heilige Gees werk volgens die
geskrifte. En ons onderskei omdat ons die geskrifte ken. Mag die Here vir ons help om net meer en meer die geskrifte te ken en te onderskei. Nie van dit te weet nie, maar dit te ken in ons harte. Sodat ons nie ook op die einde van hulle sal wees wat uitgegaan het. Hulle is nie meer deel van ons nie. Mag die Here die seën. Nie geraas nie, ek het nooit gepraat. En dan sal die Heilige Gees sê, Dries, jy het hulle gesê, hulle moet onderskei, want hulle het die gawe. En dit ook die salwing ontvang. So hulle moet kan onderskei, Dries. Daarom hoop ek jy neem dit nogal relatief ernstig op. Dat ons moet leer om te onderskei. Ja, Christus. Nou. Kom ek gee vir jy weer 30 sekondes geleentheid om gebed te doen. Die Here te vra om vir u te help. Na aanleiding van die boodskap, die Heilige Gees vir u iets sê uit hierdie, dan die volgende 30, selfs 40 sekondes praat jy met die Here en sê, Here, ek het nie dit wat Dries in die skrif uithaal nie. Mag ons in lyn bring met die heilige geskrifte. Ons bid. Vader, ons bid dat u vir ons sal terugbring na die fondasie van die hervorming, wat gesê het, sola scriptura, net skrif, dat ons Jesus kan ken, en dit kan wees tot u heerlikheid alleen, soli Deo gloria kan wees. Help ons om 'n liefde te hê vir die geskrifte, sodat ons alles kan oordeel volgens die geskrifte. Ons oordeel nie, Here, u sê ons mag nie oordeel nie, maar u woord is 'n tweesnydende swaard en dit sny diep en kan selfs gees en siel en gewrigte en murg Here deurklief. Mag ons leer om die geskrifte so lief te hê en te ken, juis omdat dit praat van Christus, juis omdat die Heilige Gees dit vir ons aandryf, sodat ons u kan ken, u standaarde kan ken, u verwagtinge kan erken. Here, die vyand kan herken volgens die geskrifte, hulle wat uitgaan en ons wil uittrek, Here, om 'n ander leer aan te neem. Nie net die New Age en die Oosterse godsdienste, maar ook algemeen ook, help ons om suiwer, onverdunde woord van Christus in ons te kan hê en te dra, tot die verheerliking alleen. Amen.